psalms nie, want daar is 'n interessante prentjie rondom psalms wat ek wil hê moet besef, wat baie keer mense mis. Baie keer lees mens psalms en ons dink en ons lees en ons beleef hoe swaar dit met mense gaan in die dag. Jy weet of die seisoen waar hulle is, maar daar is 'n gedeelte van psalms wat ek vanoggend vir jou wil oopbreek, dat jy moet besef, hoorie, maar dis generasies en generasies na die skrywer van psalms wat eintlik ook besef, dit is wat die Here kom doen het. Dit is nie net in die oomblik, ja Here, U is groter as my omstandighede vandag nie. Dit is, Here, omdat U so groot is, gaan mense na my ook weet van U. Het jy geweet dat jy van Moses en die see wat oopgegaan het? Jy geweet jy kan van dit lees in psalms. Want dit is daar geskryf sodat daar getuienis kan vertel van wat God kom doen het in mense se lewens voor hulle. En hier sit ons ook vandag en ons weet van daardie waarheid. So vandag is dit die wegspringblok. Soos wat ons in psalms inbeweeg, mag jy besef, dit wat ek en jy vandag doen, het 'n ekko in die toekoms. En ons mense na my en jou wat moet hoor en beleef, dit wat ek en jy hoor en beleef. Dit wat ek en jy getuig oor sy goedheid, mag die mense wat na ons kom ook weet, dit wat God kom doen het in ons. Amen? Great. So vandag gaan 'n lekker gesprek wees. Dit gaan 'n interessante gesprek wees. Ek gaan 'n bietjie mense se tone dalk bietjie trap, maar in 'n goeie sin, want ek vertrou regtig dat die Here iets kom losmaak in ons harte vanoggend oor iets wat ek en jy, ons is so in ons gemaksone baie keer. Ons is so lief vir dit wat ons ken, dit wat bekend is. As jou parking lot gevat is, of jou parking spot gevat is, dan is ons omgekrap. So dit is waar ons op 'n plek is in ons lewens, en so vandag gaan ek bietjie die Bybel vat en sê, hoorie, maar daar's bekende goed wat ek en jy het in ons lewens, goed wat ons so gemaklik mee is, wat ons baie keer miskyk. Ewe skielik is daai parking spot gevat, en nou moet ek nie anders begin kyk na wat rondom ons aangaan. So dit is my hoop vir oggend. So ek gaan met 'n baie interessante vraag begin vanoggend, want ek wil vir jou vra, hoe lyk jou yskas? Dit is ons yskas. Ek het net hier en daar foto's afgehaal wat net soos onnodig is vir julle om te sien, van toe ek en Astrid baie jonger was. Die kinders is baie mooier as ons. Maar dit is my 'n interessante gesprek om te begin, want vanoggend wil ek begin in jou kombuis. So mag hierdie gesprek so iets wees vanoggend, hoe ek en jy kan gesels in jou kombuis, want daar's vir my so iets mooi aan 'n kombuis, daar's iets eerlik aan 'n kombuis. Want dit is nie net 'n plek waar kos gemaak word nie, dit is waar regte lewe, eerlike lewe baie keer begin. Jy weet, dit is die spasie waar vinnig koffie gemaak word vir werk, dit is die spasie waar jou kinders die meeste vra terwyl jy probeer kos maak, veral waar ek en Astrid nou is. Dis maak net vir hulle pannekoek of melkkos, dan is hulle happy, dan sit hulle in afwagting op die etenstafel, maar andersins is dit chaos. Jy weet, dit is die spasie waar van die diepste gesprekke gebeur in ons lewens sonder dat ons dit eintlik beplan het. Dis die oomblik en die spasie waar die week se roetine sigbaar word. En teen baie van ons yskaste is daar verskillende goed. Hier is inkopieslyste, daar's foto's, daar's skoolroosters, daar is jy weet, magnete van vakansies wat jy wil onthou, daar is baie keer doelwitte wat vir jou opgestel het vir jou jaar, wat jy weet jy gaan volgende jaar weer moet begin. Jy weet, daar is dalk 'n tandartsafspraak wat jy alweer uitgestel het, wat jy weer moet. Jy weet, daar's sulke tipe spasies, en tussen al hierdie gals van 'n yskas is daar 'n Bybelvers. En my nie verkeerd verstaan vanoggend nie. Ek dink is mooi dat daar Bybelverse teen mense se yskaste is. Dis my mooi as God se woord in die gewone gevind word. Jy weet, in die gewone roetines wat gals is, tussen die kosblikke wat gemaak word, tussen die brood en die koffie en die gals en die gemors van 'n normale roetine wat in 'n kombuis gebeur. Maar daar is 'n gevaar met verse wat ons teen yskaste plak. As dit nie verse is teen jou yskas nie, dalk sit teen jou muur, same but different but still same. Die gevaar is dat hulle so bekend raak dat ons begin ophou luister. Die gevaar van Bybelverse teen ons mure, die gevaar teen Bybelverse teen ons yskas, is dat hulle so begin bekend raak dat ons ophou luister. Ons sien dit elke dag, want jy maak elke dag die yskas oop, maar ons hoor dit nie meer nie. Jy herken die woorde, maar baie keer is dit eintlik al waar dit stop. En ons doen dit met baie verse. Kan ek vir jou 'n paar voorbeelde gee?
Jeremia 29 vers 11. For I know the plans that I have for you. Ons laaf hierdie vers. Jy weet, ons sien dit op koffiebekers, jy sien dit in baie yskas, as dit nie jou yskas is, great, gaan lekker gesprek wees. Dalk is dit jy weet, 'n tipiese WhatsApp vers wat ons vir mense stuur wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Maar die konteks van Jeremia 29 vers 11 is nie geskryf vir iemand wat 'n goeie plan vir hulle jaar benodig nie. Jeremia 29 vers 11 is geskryf vir mense in ballingskap. Dit is vir Jerusalem geskryf. Dit is vir mense wat moes leer om God te vertrou in 'n plek waar hulle nie meer wil wees nie. For I know the plans that I have for you. Ja, great vers vir ons, né? Die ding is, as ek nie die konteks mis van verse soos hierdie, dan verloor dit nie die waarheid nie, maar ek en jy versag God se woord. Ek en jy maak God se woord kleiner as wat dit aanvanklik bedoel was. En ek dink daar is 'n vers wat ons dit baie keer ook mee doen, is Joshua 24 vers 14 tot 15. Ek gaan vir jou lees, dan kyk julle of dit bekend is vir julle. Dan kyk julle of julle ook daai vers uit julle kop uit ken. Vers 14 begin deur te sê, vrees dan nou die Here. Great start, né? Vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte en dien die Here. Vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Klink dit bekend? Nee? Klink dit soos iets wat jy uit jou kop uit ken? As julle dit nie doen nie, yes, ek bewys my punt. Want almal ken presies hoe vers 15 eindig. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is een van daardie verse. Een van daai kombuisverse. Dis 'n vers wat op ons yskaste kom, dis 'n vers wat op ons WhatsApp kom, dis 'n vers wat in koffiebekers kom, dit is 'n vers wat op 'n troukaartjie geskryf word as 'n geskenk as iemand trou. Dis 'n vers wat baie keer mense uit ons kop uit ken, maar baie van ons het nie idee waar dit staan of wat rondom dit eintlik gebeur nie. En weer, ek is nie teen dit nie. Dit is my mooi dat dit daar is, maar ek wonder soms of ons hierdie vers kleiner gemaak het as wat dit veronderstel is om te beteken en veronderstel is om te wees. Want as ek nie die konteks van hierdie vers ken nie, dan klink dit soos 'n mooi gesins- of familieslagspreuk. Ons is 'n goeie huis. Ons probeer ons kinders reg grootmaak, ons het Christelike waardes en ons hou die wêreld daar buite. Dit wat sleg is, hou ons daar buite sodat dit wat binne is sterker kan wees. En natuurlik is daar iets goed daarin. Ons moet goeie huise vorm en ons moet ons kinders goed leer, ons moet ons kinders reg leer en ons moet gesonde mure hê en ons moet wys wees oor wat daar buite is en wat ons binne toelaat en binne toelaat en binne nie toelaat nie. Ek dink Joshua 24 vers 15 gaan nie net oor 'n huis wat beter beskerm word nie, dit gaan oor 'n huis met 'n duideliker Here. Want Joshua sê nie net, ek en my huis, ons sal in die Here glo nie. Hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En daardie woord dien verander alles. Dit verander alles, want dit begin groot vrae in my en jou lewe, want dit begin vra, hoorie maar, wie vorm jou huis regtig? Wie regeer jou huis regtig? Wie bepaal jou prioriteite eintlik in jou huis? En op 'n plek waar ons maar vra, hoorie maar, wie bepaal waarvoor jy eintlik beskikbaar is of nie? Want ek en my huis, ons sal die Here dien, is nie 'n vers wat binne ons huis moet bly by ons yskas nie. Dit is eintlik 'n vers wat saam met ons deur die voordeur moet loop. Dit is nie 'n muur om ons teen die wêreld te beskerm nie. Dit is eintlik die deur waardeur God deur ons met liefde laat vloei na mense toe waar ek en jy beweeg. En dis waarom ons vanoggend begin in die kombuis. By jou yskas, by 'n bekende vers wat ek en jy so mee gemaklik is, wat ons so uit ons kop uit baie keer ken, maar ons mis dit baie keer. En ironies genoeg ook, ons begin by jou kombuis, want vir baie mense is die kombuis een van die vertrekke die naaste aan die voordeur. My voordeur lê letterlik net daar. Want dis wat ek wil hê jy moet besef, want dit is wat belangrik is vanoggend.
Joshua 24 en hierdie verse wat ons in die yskas plak, is nie verse wat op die yskas net moet bly nie, dit moet saam met ons deur die voordeur gaan. Want jy moet besef, Joshua 24 is nie geskryf in 'n gemaklike oomblik nie. Dis geensins maklike omstandighede wat hierdie geskryf is nie. Bietjie konteks, Joshua 24 is geskryf aan die einde van Joshua se lewe. Dit was sy finale toespraak eintlik gewees. Hy is besig om voor Israel te staan en hy is besig om te gesels, om hulle terug te bring na die storie van God toe. Baie interessant en baie belangrik dat jy moet besef, as jy bietjie Joshua 24 gaan lees, voor en na dit, dan begin Joshua nie net deur te sê, great, vir my finale toespraak, kom ons gesels weer oor julle commitment nie. Wat Joshua kom doen is, hy begin gesels en hy trek mense terug, hy herinner hulle aan die storie van God, dit wat God reeds kom doen het vir hulle. Hy herinner hulle, God het Abraham geroep, God het Isak gegee, God het Moses gestuur, God het Israel uit Egipte gebring, hy het hulle deur die woestyn gedra en hy het hulle in die beloofde land ingebring. Met ander woorde, Joshua 24 begin nie met mense se prestasie nie, dit begin by God se genade. Dis God wat hulle gebring het tot by hierdie oomblik, en dit is wat ek wil hê jy moet hoor vanoggend, want dit is belangrik vir my en vir jou, want ek en jy kan maklik vergeet dit wat God vir ons kom doen het. Ek wil hê jy moet hoor en weer besef, hier waar jy nou is, dit is God wat jy tot hierdie spasie gebring het in jou lewe. Wanneer dit goed gaan, dan gaan dit nie goed omdat jy goed is nie. Dit gaan goed met jou, want God is goed. En dit beteken nie, dit gaan sleg, wanneer dit sleg gaan, dat God sleg is nie. Dit is wanneer dit sleg gaan, dan kom jy eers agter hoe God goed is. Dis God wat my en jou gebring het tot hierdie spasie. God het eerste beweeg. God het eerste gered, hy het eerste gelei en hy het eerste voorsien. En dit is met hierdie waarheid, met hierdie realiteit wat Joshua voor Israel staan en hy herinner hulle. En ek herinner jou, God het eerste beweeg. God het eerste gelei, het eerste voorsien, hy het eerste gered. En nou vra Joshua vir hulle, wat is julle keuse? Wat is die keuse wat julle maak? Wat gaan julle antwoord wees op hierdie? En dit is waar hierdie vers eintlik mooi begin oopbreek. Want Joshua sê nie, jy weet, kies of julle vandag wil dien of nie. Hy sê kies wie. Hy sê nie kies of julle wil dien nie, hy sê kies wie, want elke huis dien iets, elke gesin dien iets, elke prioriteit dien iets, elke besluit dien iets, elke kalender dien iets, elke begroting dien iets, elke verhouding dien iets. Die realiteit van jou lewe is nie of ek en jy gaan dien nie, die vraag is wie of wat het die reg gekry om jou lewe en jou huis te vorm? Dis nie 'n vinnige antwoord nie. As dit is, gaan nou by dit uitkom. Hier is 'n groot gesprek en 'n eerlike gesprek wat jy met jouself moet hê. Dis 'n groot en 'n eerlike gesprek wat jy in jou huis moet hê, want elke huis dien iets, party huise dien prestasie. Alles draai oor status, alles draai oor sukses, dit draai oor geld, dit draai oor groei. Party huise dien vrede, maar is nie Bybelse vrede nie. Dit gaan oor net dat niemand ooit eerlik mag wees nie, want ons wil konflik vermy. Gaan lekker in die volgende paar weke gesels oor daai konsepte. Partyse dien beheer, alles moet reg lyk of alles moet reg wees. Partyse dien gemak. Ons doen wat lekker is en ons doen wat maklik is. Partyse dien vrees. Elke besluit word gedryf en gevorm deur wat as iets verkeerd loop. Kan ek vir jou 'n interessante waarheid sê? Jy kan in daai tipe huis leef nou en nog steeds teen jou yskas 'n vers hê wat sê ek en my ons sal die Here dien. Want dit is so maklik dat die bekende in ons lewe so die bekende word dat dit nie meer saam ons gedra word nie. Dat die bekende so by ons bly dat as iets wat ons bekend voor is of wat ons mee gemaklik is, as dit eweslik nie daar is ons hele lewe deur mekaar. Ons het op 'n plek gekom baie keer in ons lewens waar God se woord vermooi is in die wêreld, maar dit bring nie meer transformasie nie. Joshua vra, wat of wie regeer jou huis? En natuurlik met ons 'n bietjie gesels oor, maar wat is hierdie huis? Wat beteken hierdie huis? En ja, natuurlik beteken dit jou fisiese huis, dit beteken jou gesin, dit beteken jou familie, dit beteken jou huwelik, maar is meer as dit. Jou huis is die ruimte van jou invloed.
Jou huis is jou prioriteite, jou huis is die manier hoe jy mense behandel, jou huis is wat binne in jou gevorm word en wat maak wat deur jou gevloei word. Daarom is ek en my huis, ons sal die Here dien, nie net vir mense met kinders nie. Dis nie vir gesinne nie, ek en my huis, ons sal die Here dien, is vir elke disipel. Dis wat jy moet hoor vanoggend. Ek en my huis sal die Here dien, is vir elke disipel, dit is vir elke persoon wat glo en weet wat Jesus kom doen het aan die kruis en ook in die opstanding. Want ek dink hiersoos word dit baie keer verkeerd loop. En waar ons die konteks van Josua 24 baie keer mis, want ons hoor, ek en my huis, ons sal die Here dien, dan gaan ons in defensive mode in. Jy weet, ons begin mure sterk bou en ons maak seker alles wat binne die huis is goed, sodat dit beskerm word teenoor dit wat daar buite aan die gang is, so teen die wêreld daar buite. En ja, daar's waarheid daar binne. Jy weet, ons probeer ons mense binne veilig hou en dit is nodig, ons moet wys wees, ons moet nie naïef wees teenoor wat daar buite aan die gang is nie. Maar Josua 24 vers 15 gaan nie oor sterker mure wat gebou word om te beskerm nie, dit gaan oor 'n duideliker Here. Want hier is die ding, as ek en jy so groot mure bou en sterk mure bou, hoe gaan mense kan sien wat God doen in ons lewens? Hoe gaan mense kan sien wat God doen deur ons lewens, as ons so groot mure bou? Dis nie 'n retreat statement nie, dis 'n sending statement. Ek en my huis, ons sal die Here bou, Here dien, gaan nie oor jou fondasies van jou huis nie, dit gaan oor ek wat weet ek behoort aan die Here. En omdat ek aan die Here behoort, is ek beskikbaar vir sy doel. En kan ek vir jou sê, sy doel was nog nooit vir my en vir jou om 'n agtersterk muur weg te kruip nie. Jou doel is om buitentoe te gaan en te verkondig en te vertel en te gaan getuig van sy goedheid vir dit wat hy kom doen het vir jou. Soveel jare terug in al ons omstandighede onthou, God het eerste beweeg, hy het eerste gered, om mense te herinner, om mense te vertel en te getuig van God wat eerste beweeg het, nie deur ons wat sterker mure probeer bou nie. Dis die hart van hierdie hele reeks. Ons hardloop nie na God toe om van mense af weg te beweeg nie. Om nie agter mure weg te kruip nie om veiliger binne te wees nie. Ons hardloop na God toe sodat ons met liefde na mense toe terug kan beweeg. Dit is die hart van hierdie hele reeks van ek en psalms, want die ding is as ons huis, ons skuilplek geword het teen die wêreld daar buite, dan het geloof selfbeskerming geword. Dan het ons geloof gemaak oor ons. Maar die ding is, as God ons skuilplek word, dan word jou huis die plek waar herstel gebeur. Dan word jou huis die plek waar liefde gevorm word, sodat, baie belangrik die woord sodat, as nou by dit uitkom, sodat daai liefde kan vloei in die spasie waarin ek en jy beweeg, nie agter sterker mure waar ons baie keer maklik wegkruip nie. En hier's waar Psalm 67 eintlik so belangrik is vandag. Want hier's wat jy moet hoor, Psalm 67 en Psalm 145 waarna toe ons ingaan. Dis waar jy moet hoor en besef, dit wat ek en jy vandag kies, elke dag kies, van ek en my huis, ons sal die Here dien, het 'n ekko tot in die toekoms. Psalm 67 vers 2 tot 3, mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, Sela, sodat sy genade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Dit is my so mooi, daar's een woord wat mense eintlik so vinnig lees en mislees in hierdie vers, en dit is die woord sodat. Die woord sodat maak hierdie hele vers so veel meer profound. Mag God ons seën sodat. Mag God sy aangesig oor ons laat skyn sodat. Mag God ons genadig wees sodat. Hier's wat ek wil hê jy moet hoor van Psalm 67. God se seën stop nie by jou nie. God se herstel stop nie by jou nie. God se rus stop nie by jou nie. God se liefde stop nie by jou nie. Dit bly nie binne 'n sterk mure nie. Dit is daar sodat. God se seën is daar sodat, God se herstel is daar sodat, God se rus is daar sodat, God se liefde is daar sodat, daar is 'n vloei wat moet gebeur in ons lewens. Dis waar hierdie reeks land in ek en psalms, want wat God herstel in die huis, wat God herstel in die binnekant is sodat daar iets deur ons aan die buitekant sigbaar kan word.
En dit is wat Psalm 67 sê, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. En dit is my mooi, want mens lees oor die hele wêreld en oor al die nasies, Corneille, hoe doen ek dit? Kan ek vir jou sê, waar gebeur dit? In jou kombuis. Daar's hierdie gesegde, ek dink is Moeder Teresa, ek kan verkeerd wees, hulle sê, if you want to change the world, go home and love your family. Hierdie vertel en hierdie verklaar en hierdie getuig gebeur in jou kombuis, dit gebeur om die tafel, gewone gesprek in die kombuis, dit gebeur oor gewone WhatsApp, gebeur in gewone vergaderings, gebeur by jou gewone huis, by jou gewone werk en hierdie gewone stad. Gebeur in gewone gasvryheid met mense. Psalm 45 vers 4 tot 6. Geslag na geslag. Jy moet verstaan hoe ver trek 'n Bybelversie wat ek en jy op ons yskas sit. Geslag na geslag, prys wat u doen en vertel van die magtige dade van die luister, die heerlikheid van die majesteit. Ek wil getuig van die magtige dade sodat die mense oor die wonderdade sal praat. Ek wil van u grootheid vertel. Psalm 45 bring nog 'n laag hier, so hy sê, hoorie maar, wat God doen moet vertel word. Dit wat God herstel moet sigbaar word. En dit wat God kom doen in een geslag moet nie eindig by daai geslag nie, dit moet oordra na die volgende geslagte. En ja, dit gaan oor jou kinders. Maar dit gaan meer as net ons biologiese kinders. Dit gaan oor die mense wat na ons kom. Dit gaan oor die mense rondom ons. Dit gaan oor die mense wat by ons leer hoe God lyk. En die vraag is, Corneille, hoe lyk dit? Hoe vertel ek? Hoe getuig ek? Daar's mense wat leer hoe God lyk deur hoe jy konflik hanteer. Daar's mense wat weet hoe genade lyk oor hoe jy vergewe. Daar's mense wat weet hoe liefde lyk oor hoe jy weet teenwoordig jy is in ongemaklike omstandighede. In die gewone kombuis. Maar hier sal Josua 24 nogals baie interessant raak, want hy vra hoorie maar Israel of Jerusalem, wie gaan julle dien? En jy weet, as mens hierdie lees bietjie verder, dan is die antwoord obviously ja, die volk sien sy roep en hulle sê ja, ons sal die Here dien. En mense sal dink, okay, great. Joshua sê, kom ons land dit net hierso, die worship band kan vorentoe kom ons bid saam. Maar Joshua doen nog iets baie interessants. Hy sê vir hulle vers 19 tot 20, julle kan nie die Here dien nie. Plot twist, né? Julle kan nie die Here dien nie, want wat Josua besig is om te doen in hierdie spasie, hy ontmasker hierdie selfversekerde ja van hierdie volk, want hy besef en hy sien, hulle sê ja uit hulle eie wilskrag. Yes, ons kan dit doen. Ons sal die Here dien. En Josua sê vir hulle, nee, julle mis dit. Want die ding is, ek kan maklik vanoggend die diens land deur te sê, wees beter. Jy weet, kom ons wees beter gesinne, kom ons wees meer committed en jy weet, ons probeer harder leef, maar dan mis ons evangelie. Ons mis dit totaal en al. Josua 24 wys vir ons kan sing, you are my firm foundation. Ons kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, ons kan met trane recommit, ons kan verse teen die yskas sit, en ons kan verse teen die muur sit, maar as ons dit net op ons eie probeer doen, dan gaan dit nie hou nie. En dis waar Jesus inkom. So mooi, bietjie van 'n interessante feit, die naam Josua beteken die Here red. Dit beteken die Here red en Jesus is die groter en die beter redder, want hier is wat ek wil hê jy moet hoor, hoe dit relevant raak vir my en vir jou, want Josua kon hulle in die beloofde land inlei, maar hulle kon nie die rebelle uit hulle hart uithaal nie. Daar's nie transformasie wat in hulle hart kon gebeur het nie, hulle gaan in die beloofde land in hulle perspektief, uit hulle eie wilskrag. Want as jy 'n bietjie die geskiedenis gaan lees, daar's baie rebelle in hulle hart. Is daar rebelle in jou hart? Hoeveel goed doen jy uit jou eie wilskrag? Maar hier kom Jesus en hy bring hierdie beter verlossing. Dit wat hy kom doen het in die kruis en dit wat hy kom doen het uit die graf. Hy bring nie net mense na 'n plek toe nie, hy maak mense nuut.
Hy bring nie net mense na 'n plek toe nie, hy maak 'n huis nuut. Hier's wat ek wil hê jy moet hoor. Ek en jy kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, ons kan dit op die yskaste sien, ons kan dit op die mure sien, maar as ons Jesus mis in dit, dan gaan dit nie hou nie. Dan sê Josua vir ons kan nie die Here dien nie. Dit beteken, dit wat Jesus kom doen het, sy gees wat binne my en jou leef, bring my en jou op 'n plek waar ons daagliks meer en meer soos hy kan word, sodat daai rebellie begin transformeer en ons eie gewoontes en dit wat bekend is in ons lewe, dit begin transformeer, dat dit meer en meer soos hy lyk, dat dit meer en meer 'n huis word wat die Here dien, want ons behoort aan hom, nie omdat ons 'n statement maak nie. So wanneer ons vanoggend sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, sê ons dit nie uit arrogansie uit nie, ons reageer eintlik deur genade, ons reageer op sy genade. So vanoggend eindig ons nie met 'n worship song nie. Ons het baie gepraat oor, kom ons sing Firm Foundation weer, maar jy weet, sodra ons na hierdie boodskap hoor, ons ja, ek en my huis, ons sal die Here dien, ons sing Firm Foundation, hierdie keer gaan ek dit harder sing, hierdie keer gaan ek dit bedoel, hierdie keer gaan ek dit beter doen, dan mis ons dit weer. Dan mis ons dit weer. So vanoggend is eintlik 'n eenvoudige uitnodiging. En dit is 'n gesprek wat net jy en die Here kan hê. Dit is 'n gesprek wat net jy kan hê, wat ons nie kan deel wees van hierdie nie. Ek is volgend nie 'n Josua nie, maar om te vra, hoorie, maar is jou huis werklik beskikbaar vir die Here? Jou lewe, jou ritme, jou prioriteite, jou gesin, jou verhoudings, jou kombuis, jou werk en jou liefde. Dien dit die Here? En hoor my hart, ek sê nie vanoggend jy moet meer geestelike huis hê nie. Dis nie wat ek sê nie, as ek kom by dit, great. Maar as dit die strewe is, dan doen ons dit weer uit ons eie wilskrag uit en ons mis wat die Here wil kom doen in ons spasie en deur ons huis en deur ons kombuis, deur die voordeur in die spasies waar ek en jy beweeg met mense rondom ons. Dalk is die mense vanoggend wat dalk weer moet ja sê. Here, ek en my huis, ons sal die Here dien, omdat jy agtergekom het, oor tyd het jy begin iets anders dien as wat jy dalk moes dien. En weer eens, dit is net iets wat jy self kan weet. Dit is net iets wat jy self kan eerlik wees voor die Vader. Dalk is die gesinne wat volgende dalk hier sal sit en net sê, ja Here, ek sê weer ja, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ons praat hierdie week, en dit is vir ons so mooi as kerk om te kan sien, paas wat hier sal sit saam met hulle gesinne. Paas wat sit saam met hulle gesinne, want as die Here die pa het, dan kom die gesin ook. So pa, jy wat jy met jou gesin hier sal sit, ek wil jou eer. Maar dalk wil jy volgende net wie hier sal sê, Here, ek en my huis, ons sal die Here dien. Vir te lank het ek dit self probeer doen, vir te lank is dit op ons wilskrag, maar daai rebellie beteken is nog steeds jy weet, relevant en teenwoordig in ons lewe. Here, ek en my huis is beskikbaar vir wat U wil kom doen, dat dit sigbaar kan wees daar buite. Kan ek vir jou bid? Kan ek vir jou bid? Here, ek bid vir elke persoon vanoggend hier, Here. Vir elke huis, vir elke disipel, wat net weer kom herinner word, maar Here, ek en my huis, ons sal die Here dien, is nie net hierdie persoonlike statement en 'n geslagspreek vir onsself nie, Here, dit is 'n waarheid wat sigbaar moet wees in die lewe en die spasie waar ons gaan. Here, ons sê weer ja, mag ons huise, mag U ons huise vul, sodat U liefde weer sigbaar kan word in die spasies waar ons beweeg. Mag God huise en harte herstel, sodat ons mense weer reg kan lief hê. En ek bid, Here, mag mense rondom ons, mense na ons, geslag na geslag, sê, ons het iets van die Here se goedheid beleef deur 'n huis wat die Here dien, en ons het dit deur hulle lewe gesien, nie deur hulle hoë mure nie. Ek wil hierdie oomblik vat en sê, as jy volgende hierso is en jy met julle oë toe en jy wil net weer eens verklaar, Here, ja, hierso is ek. Kan ek net vir jou bid, ek wil net graag sien vir wie ek moet bid. Dankie vir die hande, dankie.
Dankie, daar's hy. Amen, dankie. Here, ek bid vir elke persoon wat hierso vanoggend sê, ja Here. Bid ek Here, mag daar oortuiging kom oor dit wat U wil kom doen in hulle harte, oortuiging kom in dit wat U wil kom doen deur hulle lewe, eerder as wat ons net moet reageer en beter probeer wees, Here. En Here, is nie die regte woorde nie, maar Here, al hoe ons beter kan wees is om meer en meer soos U te kan word. En hoe meer ons na U word, hoe meer kom ons agter, die huis is nie daar binne nie, ons lewe is nie geroep om net binne 'n spasie en binne 4 mure te wees nie, ons is geroep om buite liefde te kan wys. Dat mense kan getuig, geslag na geslag, dit wat hulle sien, deur mense se lewens, deur mense wat nou hulle hande opsteek en sê, ja Here, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek bid dat Here, laat dit so wees in elke persoon se lewens, Here. Amen. Amen. Ek wil julle uitnooi, mag hierdie 'n gesprek wees wat jou bietjie uit jou gemaksone uitkry, mag hierdie gesprek wees wat jou laat anders kyk oor dit wat jy elke dag raak sien. Mag hierdie gesprek wees wat jou teenwoordigheid in kerk dalk bietjie anders laat sien. So ek wil jou uitnooi, kuier na die tyd, dis koffie, hiersoos, waar lekker eet goed, hierso, daar's 'n starting point waar ek gaan wees, asseblief kom gesels met ons, om te sê, hoorie Makorn, ek wil, die Here is besig met iets en ek wil reageer op dit. As die Here besig is en jy weet nie om te reageer nie, of jy weet net nie wat gaan aan in jou lewe nie, ons het 'n gebedsspan hier voor, en ons wil graag vir jou bid. Dis nie swakheid nie, dis wysheid. Asseblief, kan ons opgewonde wees en uitsien waarvoor die Here waarmee hy besig is en wat hy gaan kom doen. Kan sy doen? Amen? Amen. Lekker kuier buite. Sien julle nou. Bye.